Die mense wat nou ongelukkig nie trofees gekry het nie hieronder, die Fishrot beskuldigdes. Daar is nou 'n rolprent draaiboek van die topste gehalte. Kan jy glo ons voormalige minister van Justisie wat tans agter tralies is oor klagte van korrupsie, lê 'n korrupsiesaak teen die teenkorrupsiekommissie van Namibië. Ek dink dit kan net in Namibië so gebeur hoor. So dit is die Fisherotters wat nou kapsie maak oor Johannes Stephenson wat oorspronklik jy weet die Fishrot skandaal of die beweerde Fishrot skandaal ontbloot het en dit in die publieke ruim gebring het en hulle sê nou hy word beskerm en hy ontvang beskerming en daar is nie klagte teen hom nie of daar word nie klagte teen hom gemaak nie alhoewel hy betrokke was. En dit glo in terme van die teenkorrupsiewet. Ja. Hulle sê nou dit is onwettig. Hulle sê daai beskerming kan nie aan Johannes Stephenson gegee word tensy die aanklaer-generaal nie spesifiek dit aanvra nie. Die hof moet dit goedkeur. Ja. So die aanklaer-generaal moet dit aanvra en dan moet 'n hof dit beamoen en sê ja, dit mag gegee word en dan kan hy beskerm word in terme van die wet. Hulle sê hierdie wet waaronder hy tans beskerm word, maak voorsiening vir onbekende mense waarvan die beskuldigdes nie weet nie, wat nie noodwendig verwag word om te getuig nie. Hulle sê nou, selfs al is dit subtiel, word daar verwag dat Johannes Stephenson gaan getuig in die hofsaak en hulle weet wie hy is. Hulle as die beskuldigdes weet wie hy is, so hy kan nie onder daai wet beskerm word. Dis baie interessant en ons sou verwag dat die voormalige minister van Justisie wat baie betrokke was met die skryf en ontwerp van hierdie wette sou weet wat hy bedoel het destyds. Nogtans ek dink hy moet toegelaat word om hierdie gaping te gebruik om weg te kom. Ja, skuiwergat. Ja.